Goed. Ja, ek gaan maar weer begin met gewone kontourtekeninge. So, ek het nou sommer my preppie pen. Wat 'n goedkoop pen is wat jy by B&A en Rightkeer en al die ander plekke kan koop. En ek gaan nou net, dit is moeilik om die perspektief van die ding te kry. As 'n mens altyd jou oë oop hou, so jy moet dit maar op skreefies sit of jou bril afhaal. Dit help my partykeer net om bietjie beter te fokus. En ek gaan nou sommer inspring met 'n gewone kontourtekening. Ek kan ten minste sien sonder my bril. En ek hou hom redelik los, soos jy sal sien. Ok, ek begin net weer daar waar ek aangegaan het. Ons klomp lijntjies hierso, wat ek sien. Ok. En dan is daar hier lyne daar. Ons lyne wat hier oorkom. So sien ek volg hom nie presies nie. Ok, het vat ook 'n rukkie vir my om nou eers rustig te raak nie. Alright. Ok, dan gaan ek net terug sin toe. En kyk dan na my. Right, dan is ek klaar daarop. Goed, dan kan ek sommer my waterpassie vat. Wat nou klaar gevul is met water en dan net 'n punt het omdat hierdie water soluble is. En ek kan 'n bietjie dit net nat maak. Ek kan ook kies om sien om 'n bietjie van die kleur in te sit. Sommer net om te speel. Ek steur my nie te veel aan die reels nie. Ok, wat 'n bietjie help. 'n bietjie meer na die rooi kant toe, so gaan ek sommer 'n bietjie meer. Ja, net speel. Eintlik wil ek net gewoond raak aan die teken en die waterverf. Ok. Dan het ek hou daarvan om ook selfs my waterkwas in die water af te droog. En dan gebruik ek partykeer 'n papierhanddoek of 'n gewone handdoek om net 'n bietjie van die kleur ontslae te raak. Dan sien ek daar so 'n bietjie van 'n geel. Hierso in. Alright. En daar kan nou nog gewoond raak aan die kwas en aan die sketswerk. So ek gaan net vinnig 'n skaduweetjie insit hier. Hierso is die skaduwee van hom en hy raak heel wat sagter aan hierdie kant. So ja. Ek kan altyd terugkom na die tyd met 'n ander pen. Ek dink wat ek gaan gebruik is hierdie ene, dis 'n Uniball. Dit is veronderstel om 'n waterproof pen te wees. En dan kan ek van die lyne 'n bietjie versterk as ek sou wou. Miskien is dit 'n fout, ek weet nie. Alright. Ja, waarskynlik 'n bietjie te hard, die swart nie. So sê nou maar die swart vind ek nou 'n bietjie hard. En terwyl hy nou nog nat is, gaan ek hom 'n bietjie uitwas. Want ek moet sê die swart is 'n bietjie hard. So ek wys nou vir jou dat as 'n mens 'n fout maak, dat dit actually okay is en dat jy dit kan net so los. Right. Dis my eerste oefening. Dan my tweede oefening, gaan ek sommer net so neersit en ek gaan hom nou met een van my Lamy penne teken. Ek dink hierdie het jy's 'n groen ink in en hierdie is 'n fine nib. Dit is nou nogals baie fyn. En weer eens net kontourtekeninge. Probeer ook bietjie my asemhaling bietjie minimaal maak. Probeer dieper asemhaal. Ok, so ek kan sien hierdie pen is ook waarskynlik droog. Die ander ding is, as mens nie genoeg met jou penne skryf nie, dan raak hulle droog. Ok, so ek gaan nou net oorskakel na my ander pen toe. Hierdie is 'n View Dye-tip. Jy kan sien hy is 55 grade as ek reg onthou. So ek gaan net weer begin. Baie beter. En wat nice is van hom is hy het 'n breë lyn en 'n baie smal lyn. So hy het actually 'n baie nice lyn wat hy doen. 'n Sailor View Dye-tip. Ok. Ek hou van die twee kleure saam. Ok.
kan sien hierdie is nou nat hieroor. Want omdat ek is besig om nog op te warm oefeninge te doen, hè? Opwarmingsoefeninge te doen. Ek wil amper sê, wat jy ook al doen, geniet net die speel daarvan. Ok, so hierdie pen is baie lekker. Alright, ek geniet nog as die pen. En hy is 'n aanskroef ene. So, nou gaan ek bietjie my gewone ronde kwas vat, want onthou, ek probeer myself leer om met my kwasse te werk en om my waterverf gewoon te raak. So, love it. Net om te kyk. En onthou, hierdie is multimedia papier, so hulle is waarskynlik nie 'n goeie papier nie. Maar, baie mooi. Ek gaan dieselfde ene vat en dan bietjie meer water bysit. So. Ok. Dit is 'n goeie begin om opwarmingsoefeninge mee te doen. Goed. Volgende bladsy. Hier aan die bokant van hierdie bladsy kan jy sien dat ek sommer net my penne uitgetoets. Want ek het besef ek moet baie meer met my penne teken sodat hulle kan klam bly. Ok. Goed. Ok, so nou gaan ek 'n bietjie na hierdie enetjie toe gaan en ek gaan hom eers net 'n maklike view van hom teken. En ek gaan weer my view date gebruik, want dit is nou regtig nogal 'n lekker ene om mee te speel. En jy sal sien, hy gooi 'n skaduwee daar. Ek sien dit nou. Dit is nogal so mooi. Ek dink ek gaan eers die skaduwee probeer teken, wat ek daar sien. En dan met hy sagte, ek sien net hy het nogal 'n lekker sagte skaduwee wat hy daar gooi. So, ek gaan net eers daai skaduweetjie insit. Ok, en dan byskryf met 'n permanente pen, gaan ek nou net hier byskryf. Dis my Sailor View Day. En dit is water soluble ink. En jy kan sien hoe granulate hy daar so. En ek het net 'n shadow sketch gedoen van dit. Nou as ek wag tot hy droog is, kan ek nou lekker boor om gaan werk met inklikheid of so. So die volgende wat ek nou gaan doen, ek gaan hom weer so hou, ek gaan hom 'n bietjie anders te hou en dan gaan ek hom nou net teken. Ek het net vir hierdie pen wys, dis 'n Pilot GT Tech C4, baie oulike pen wat ek geleer het by 'n werkswinkel wat ek geneem het. En julle weet nou al, ek hou van kontuurtekeninge. En hierdie is dan net 'n vinnige skets. Ons sê. Hy is sien. En ek probeer die lyn mooi sensitief hou. Love you. See you later. Bye. Wat sê? Nou hier so, het hy seker patroontjies op. So. Jy kan mooi sien. En ek weet nie of hy water soluble is of nie, maar ek gaan nou met my waterpen, gaan ek dit sommer net probeer en kyk. Ja, hy is water soluble. Ok, jy kan sien ek hou my pen baie saggies vas. So. Right. So gaan julle kom vanaand? Leo? Is dit nou klaar? Nee, ek vra of gaan jy kom vanaand as julle so praat? Ja. Jy! Ja. Ja, dit is 'n lekker fees vir ons as jy net 'n bietjie kom. Ja. Sy sien kans. Great. Sy sien kans vir ons. Mooi. Ja. Alright. Dan ek gaan nou 'n bietjie so sit dat ek 'n bietjie 'n ander
shape is en dan kyk ons hoe gaan dit. Ok, ek net hierdie is 'n top terugsit. En nou gaan ek 'n wateroplosbare potlood gebruik. Ok, ek het hier uitgehaal. Hierdie is 'n Cretacolor 4B. Hierdie is 'n Derwent Graphitone Very Dark Wash 8B. En dan is daar ook hierdie Lyra ene wat sê water soluble. En dit is 'n 2B. Okay. So ek gaan nou hierdie enetjie gebruik. Alright, gaan ek weer dieselfde oefening doen. En ek gaan jy sal ook sien ek probeer die lyn afwissel so. Weet jy sal hard druk en dan sagter en dan baie sag en dan harder en sagter. So jy soek 'n variasie in die lyn hè. Alright. En dan gaan so doen. Hierdie kant hierso is korter, so. En daai oorskyn is daar. So. Dit is van hom van vooraf. Okay. En ek kan hierdie. So ek kan toets of jy kan daai kant toe werk sien, maar kyk. Ek kan donkerder hier hê. Ek kan hom ook dip in die water en dan kan jy kyk hoe donker is dit, nie? Ek neem jou tyd met hierdie, want ek dink dis die ander ding is dit. Ok. Oh, kyk hoe donker is dit is. Heerlik, kyk hoe donker is dit. O ja, dit kan natuurlijk baie maklik gebeur. Dan sal jy dit vir my mooi reg maak. Ok, so nou gaan ek my kwassie vat. En jy sal sien uit 'n lekker skerp punt daar. Ok, en ek sal hom baie liggies hierso doen. Ok. Alright. Alright, ons sien. Alright. Ek kan nie met oilste doen nie. Nou sê ek sal dit doen. Goed. Dat is die derde ene. Okay, ek sal my eers daar so stop, dat ek jou oproep kan antwoord. Alright, dat ek nou net gou kyk, het ek nou alles hier in het. Okay, so die volgende videoetjie, want ek gedink gaan ek dieselfde ene vat. Okay. En ek het my aquarels hierso, so ek gaan nou sommer net 'n bietjie random kleure kies, bietjie groene en 'n bietjie paarse. Ja, en ook hierdie kleur hierso. Ek sal sien. Dan gaan ek sal kyk of hierdie ene gaan werk. Alright. Okay. Ok, gaan ek weer terug gaan na hom toe. En onthou, jy kan ook
dit indip. Jy kan ook met 'n kwas goed inverf as jy sou wou. So mens kan dit doen. Ek hou baie van hierdie kleur. Net sien hoe lyk hierdie kleur. So wat ek daarvan hou om te doen is om 'n bietjie 'n kleurblokkie, en ek hou baie van daai kleurblokkie te maak. Dan kan jy ook sien hoe werk dit. Okay. So ek werk nou hier in terwyl dit nat is. Jy kan sien ek steur my nie te veel aan die kleur van die vissel self nie. Okay. Okay. Ons kyk, hierdie ene is olyfgroen. Goed. Net seker maak, hy neem op. Ja, hy is besig om op te neem. So. En ek hoef nie alles ewe veel te sê nie. Gaan daai net so los. Dan is hier 'n stukkie wat hier inkom en hier is 'n stukkie wat hier inkom. Okay. En jy kan weer sien, ek wissel die lyn af, nee. Jy sien? Sag en hard. En dan die pers gaan ek net fliek. Hier is 'n patroontjie wat hier voorom. So in hier is dit 'n bietjie donkerder, so ek sal 'n bietjie meer kruit daar sit. Laat ek net eers sien hoe lyk dit. Dis hierdie olyfgroen. Hier so is 'n paar blokkies hier so wat nog vir my baie mooi is. En ek hou ook van. Okay. So party gaan ek nou kleurkruid los en ander gaan ek 'n bietjie verder uit nie. Alright. En dan weer van die pers. Dan gaan ek met my kwasie, jy sal sien ek maak hom skoon, kyk of hy mooi skoon is. En dan gaan ek baie versigtig. Maar maak nie alles ewe nat nie. I think, if I remember. Okay, net met daai. Ek dink dit is al genoeg. En ek kan 'n bietjie meer, wat is hierdie ene? Van duikbrein. Ek kan meer van hierdie kleur. So ek kan daar 'n bietjie meer donkerder maak. I'm gonna actually leave it just like that. Want ek kan dit maklik te donker maak, so ek dink ek gaan net so los. Okay, so dit gee vir jou daarom 4 verskillendes, en dan kan jy een doen met netverf. So kom ons gaan sê, hy is sommer net 'n vinnige ene, want kyk, teen hierdie tyd is mens nou al moeg. Dan gaan so 'n bietjie geel bysit. Dan sien ek leer dan ook myself om 'n bietjie kleure te meng, in te dip terwyl dit nat is. En ek gebruik die punt van die kwassie. Okay. Bietjie pers. So ek maak vir myself 'n lekker pers hier so. Ek wil net 'n bietjie kyk as mens nou die pers hier indruk en dan die pers gebruik. Ek hou van dit. Okay. Okay, dan is die agterkant van my kwas. Alright. Alright, ek dink. That's it. Ja. Dit is een soort van subject wat jy gebruik en dan in verskillende maniere interpreteer. So, en wat ek dan sal doen is ek sal neerskryf wat ek dan doen. Okay, so hierdie is nou my Fury tip. Dis 'n verskriklike lekker pen. En hy het 'n 45 grade of 55 grade hoek waarmee hy werk. En ek gaan nou sommer net 'n lekker groot ene laat ek hom so teken. 'n bietjie anderste. Wat ek vir julle wil wys van hierdie. Hy kan baie dik of hy kan baie dun en jy kan hom ook onderste bo draai. So hy is baie dun. Okay. So hy is regtig baie dun en hy kan 'n groot variasie van merke maak, okay? En dis 'n Fury Sailor. Fury tip, okay. Alright, so. Dan gaan ek nou 'n bietjie anders te vashou. Okay, so nou okay.
Jy kan ook nou sien, mense raak nou moeg nie. So, kyk hierso. Nou, ek besluit daai is te haars nie. Kan ek sien, ek is bietjie moeg, so. En ek wil nou kyk as ek hierdie pers hier indruk, terwyl hy nou so nat is. Net hoe gaan dit werk? En dan sommer kombineer met my dan kan ek nou met my kruid terugwerk daarin. Right, lekker. Is meer gewerig hierso. En ek kan my die braadgroen gebruik hier. Interessant, jy sal net sien hoe droog hy word. Sorry. Alright. So ek sal byskryf al my goedjies wat ek doen. En dan sal ek hier byskryf, oké. Waarom het ek nou geskryf met hierdie nie? Oké, hier is 'n Pilot by Niner. Hierdie was Derwent Graphitone 8W. Hierdie is net watercolor. Back of brush sketch. Hierdie is my sketching ink met Sailor Few Day. Lovely. En dan skryf hierby, dis die 31ste Maart. Great.